Vandag probeer ek die Catrice Nude Drop Tinted Serum Foundation. Hy lyk so. Hulle sê hy het hyaluronic acid en vitamine E in en ek het hierdie gevat in die shade 010N. Ek gebruik gewoonlik Maybelline Superstay Skin Tint, maar vandag wil ek nou die Catrice ene probeer. Saam met die tint wil ek hulle Skin Glaze Hydrating Serum Primer probeer. So hierdie loop eintlik hand in hand. Ek sê altyd as jy 'n sekere brand se onderlaag gebruik, probeer om hulle selfde brand se primer te gebruik. Omrede jou onderlaag verskil van brand tot brand. Party onderlaag is meer silicone based en ander is nou weer water based. So as jy nie gaan weet wat is binne in die onderlaag nie. Kom ons sê byvoorbeeld hierdie een is nou water based, maar ek gaan in met my Maybelline se primer in. Hierdie is 'n silicone based. So wat gaan gebeur met die silicone en die water based? Hulle gaan separate. So as jy kan, probeer om dieselfde brand wat jy gebruik, is 'n primer te koop sodat jy weet dit gaan plak aan mekaar. Maar soos ek sê, dit is nie 'n moet nie. As jy weet waarvan is jou onderlaag gemaak, dan kan jy net die bypassende primer gebruik wat dan daarbey pas. Ons gaan in met die Skin Glaze Hydrating Serum. Dit is nou die eerste keer wat ek dit gebruik. So kom ons kyk nou maar. Dis lobberig. Kom ons doen die sticky test. Dit is sticky. Ons gaan in met die tint. Skit net lekker. So ek weet nie of dit buildable is nie. Ons gaan nou maar kyk. Ek gaan myne uitblend met 'n damp beauty blender. Hy het definitief baie goeie coverage en hy is buildable. So ek gaan gou-gou my hele gesig net onderlaag doen. Ek hoop wat ek nou gaan sê gaan sin maak, okay? So die Catrice Tinted Serum Foundation, is baie lig op die vel. So met ander woorde, het voel vir my of ek nie eers regtig onderlaag aan het nie. Waar die Maybelline ene vir my bietjie dikker is en jy kan actually voel dit is 'n tipe van 'n foundation. Dit voel vir my baie swaarder op die vel as hierdie ene. Eerlikwaar, hierdie voel vir my verskriklik lekker op die vel en die coverage is regtig goed. Dit maak mooi toe. Ek is nogals impressed met hierdie. Kom ons maak gou die res van my gesig klaar. So ek gaan in met hierdie Fuera se concealer in die kleur Light en ek gaan dit net onder my onderoë sit, voorop, langs my neus en op my kin. En ek gaan weer ingaan met my beauty blender en ek gaan daai net uitblend. Ek gaan vandag glad nie enige cream produkte gebruik nie, so ek gaan nie 'n cream bronzer of 'n cream blush gebruik nie. Ek gaan my hele gesig set met poeier en dan gaan ek ingaan net met poeier produkte. So ek gaan 'n poeier bronzer gebruik en 'n poeier blush om my hele gesig dan klaar te maak. Maar voor ek dit doen, ek het 'n ander produk by Catrice opgetel en dit is hierdie Magic Shine Eraser. Dit is gel to powder mattifying. Maar julle, dit is glad nie 'n poeier nie. Dit is soos 'n gel formule. Hierdie fascineer my. So ek is nuuskierig, ek wil weet hoe werk hierdie hele storieetjie. So ek gaan ingaan met 'n powder puff en ek het niks nog verder op my gesig gesit nie. Geen poeier, niks. Hierdie is die eerste gel to powder wat ek gaan probeer. So ek weet nie hoeveel om op te tel nie. I don't know. Ek gaan onder die oë sommer dadelik begin. Julle? Wat se sorcery is hierdie? Kyk hoe matte is hierdie kant. Shiny, matte. Dit voel nie droog nie. Die enigste ding wat my bietjie afsit, is dat soos wat jy dit optel, kom van jou onderlaag wat jy mos nou hier op het, kom op die gel. Maar
Julle, ek dink dit werk. Dis nie my favorite produk nie. Ek gaan nou nie vir julle jok nie. Dis nie my favorite produk nie. OK, sien julle soos wat nou daar gebeur het, nee? Soos wat ek hier weer produk opgetel het, soos wat die onderlaag hier vasgesit het en ek weer geveet en opgetel het, is hierdie nou onderlaag wat hy opgetel het, wat hy weer distribute op hierdie area. So hy maak sulke klonte op die vel. Ek moet vir julle sê, dit disrupt nie die onderlaag nie. So dit lig nie die onderlaag nie. Dis net, hy tel produk op en dan distribute hy dit oor die res van jou vel, wat ek nie baie mal oor is nie. OK, maar ek gaan gou net die res van my gesig set met hierdie. Met baie produkte is dit maar hit or miss. En ek dink met hierdie produk is dit dalk spesifiek hierdie mattifying gel. Ek dink dis dalk 'n miss vir my. Maybe hou jy daarvan as jy dit al probeer het, maar kyk, soos ek haal nou sulke stukke af wat hy nou, ek weet nie of julle kan sien nie, wat hy soos van my onderlaag opgetel het en sulke klontjies gemaak het wat hy distribute. Not my favorite. Ek gaan dit nou maar net so los. Ek gaan nie ander poeier opsit vandag nie. Ek wil nou kyk of ek gaan baie sweet met hierdie mattifying gel en hoe dra dit. Vir bronzing gaan ek in met my OG. Hierdie is die Catrice Off to the Island bronzing poeier. En ek gaan dan net so fluffy borseltjie gebruik om van hierdie bronzing poeier op te tel. En ek gaan dit lekker in my haarlyn inwerk. OK, hierdie is vir my horrible. OK, ek gaan julle inzoom. Ek het nou my bronzing poeier opgesit, maar kyk hoe maak hy hier. Is asof hy dadelik separate van hierdie produk af. Ek gaan kyk of ek dit gered kan kry, maar ek gaan voel ek gaan dit dalk nie gered kry nie. Ek gaan net met 'n skoon borseltjie ingaan en net kyk of ek dit kan diffuse. Nee. Ek weet nie of julle kan sien hoe separate hy hier nie. So ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan nou nie eers verder brons of enigiets soos dit nie. Ek gaan gou alles afhaal. En dan gaan ek weer ingaan met hierdie en hierdie. En dan gaan ek set met my normale poeier. So van die get-go af, hierdie is 'n no-go vir my. Want die feit dat hy my ander produkte wat ek bo op hom sit, separate. OK, laat ek dit gou doen. Ek gaan my hele gesig set met my Yardley London se translucent poeier. Kom ons probeer weer. Ek het sommer nou klaar my eyebrows gedoen en lipstick, net om 'n bietjie tyd te spaar. So ek gaan weer ingaan met hierdie borseltjie en ek gaan weer ingaan met my Catrice Skin Off to the Island bronzing poeier. Ek gaan 'n bietjie van dit optel en ek gaan dit net so bo my haarlyn inwerk. Af oor my tempel. En dan op my wangbeen. OK, en nou blend ek dit net uit. Vir blush gaan ek in met hierdie Catrice se blush Cloud Wine. En ek gaan glad nie highlight aansit vandag nie. So dit is dan nou hoe die tint uitgekom het. Ek dink dit is so mooi. Dis wearable, dis nie swaar nie. Maar ja, ek is mal oor hierdie tint. As julle wil weet hoe ek die eyeshadow look gedoen het, dit sal in my volgende video wees. En ek hoop julle het vandag se video geniet en dankie dat jy gekyk het. Bye!